Ek wil jou nooi vanoggend om jou Bybel oop te maak by die boek Jona in die Ou Testament. En ek wil graag vanoggend uit Jona 1 uit met ons gepraat en ons gaan begin deur 'n paar verse sommer so in die eerste hoofstuk te lees, die beginwoorde van Jona. Jy is ook baie welkom as jy die Bybel app op YouVersion gebruik. Jy is welkom om dit oop te maak. Net om te noem ook, ons het onlangs ook een van die leesplanne geskryf op YouVersion app en ek wil jou nooi, as jy van die leesplanne volg, daar gaan ook in die toekoms van Kruik se kant af meer Afrikaanse leesplanne ook beskikbaar wees op YouVersion wat jy kan gebruik. Maar Jona 1, die woorde begin as volg. Die woord van die Here het tot Jona die seun van Amittai gekom. Maak klaar. Gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan. Want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan en saam met die bemanning Tarsis toe gegaan, weg van die Here af. Elke week kom die woord van die Here na ons toe. Hierdie gedeelte begin met hierdie woorde. Die woord van die Here het gekom na Jona. En jy en ek word elke week geroep. Elke week. En wat ek agterkom, en jy kom het ook sekerlik agter, dat hierdie roeping van die Here is soms so alledaags. Soms voel dit so eenvoudig. En dit voel so prakties. Dat die woord van die Here kan na jou en my toe kom in 'n week en hy kan byvoorbeeld vir jou sê, kom ons dink aan 'n paar voorbeelde. Hy kan vir jou sê, daar's konflik met 'n bepaalde vriendskap. Daar's 'n vriendskap wat nie op die plek is waar dit moet wees nie, en ek wil hê dat jy moet hierdie vriendskap uitsorteer. Konflik met 'n familielid. Dis prakties die roeping van die Here. Die roeping van die Here kom soms en hy kom praat soms met ons oor ons hulpbronne, ons finansies. En jy ontmoet iemand, jy hoor van iemand wat deur nood gaan en die Here sê vir jou, ek wil hê dat jy moet van jou hulpbronne deel met hierdie persoon. Ek roep jou vir vrygewigheid. En dit voel soms net so alledaags. Die woord van die Here kom en hy kom roep jou in 'n week en soms maak hy jou bewus van iemand. Daar's iemand aan wie jy dink en die gedagte kom by jou op, ek moet hierdie persoon bel of ons moet saam gaan koffie drink. Of iemand het net 'n praktiese nood by hulle huis of met 'n voertuig en jy weet hoe om dit uit te sorteer en die roeping van die Here kom na jou en na my toe en hy sê vir ons, maar ek wil hê jy kan iets aan doen dit. Dis baie prakties, sy roeping. Maar wat ek agterkom, is dis nie altyd maklik nie. Dalk vra hy jou om 'n sonde te bely. 'n gewoonte wat nou al jare deel van jou lewe is te laat staan. Dis prakties, maar nie altyd maklik nie. En so kom die woord van die Here, die roeping van die Here, na hierdie profeet toe, sy naam is Jona, en God roep hierdie profeet om te doen wat 'n profeet moet doen. En sy eerste reaksie is weerstand. Want, soos Jona, bied jy en ek ook soms weerstand as die roeping van die Here na ons toe kom. En soms is hierdie weerstand wat ons bied, is dit uiterlik. Waar jy letterlik sê, daar seker goed wat ek nie gaan doen nie, en ek weerstaan dit, en jy plaas jouself in 'n ander situasie om weerstand te kan bied. Maar wat ek agtergekom het, is meeste van die keer is hierdie weerstand innerlik. Jy kan hier sit, jou liggaam is hier, jy kan vanoggend hier sit, maar daar's 'n weerstand as dit kom by die roeping van die Here. Die Here roep jou om seker goed by jou werkplek aan te spreek, korrupsie. In jou vriendekring kom jy agter, daar's iets soos rasisme, daar's materialisme. Die Here roep jou, maar daar's 'n innerlike weerstand
Ons is soos hierdie mamma wat vir haar kind sê, die jong dogtertjie, sy sê, gaan sit. En die dogtertjie gaan sit, en dalk is ouers en oupas en oumas, het jy het al beleef, die dogtertjie gaan sit, en haar gesig lyk baie ongelukkig, arms is gevou, en sy sê vir haar mamma, ek sit dalk met my liggaam, maar hier binne staan ek. En dis soms ons weerstand, jou en my weerstand, as dit kom by die roeping van die Here. Kan ek jou vandag vra, waar is jou weerstand? Is daar 'n weerstand op die stadium? Waar het jy al die weerstand beleef? Jona weier om te gaan na Nineve. En in plaas daarvan om oos te gaan hy wes. Totaal en al die teenoorgestelde rigting. Hy vind 'n skip wat na die weste gaan, na 'n plek met die naam van Tarsis. Kan ek so kant aantekening maak? As die Here jou en my roep, gaan daar altyd 'n skip wees in die teenoorgestelde rigting. Altyd. En Jona klim op hierdie skip in die teenoorgestelde rigting. Nie oos nie, maar wes. Hoekom Tarsis? Hierdie is nie die Tarsis waarvan ons lees in Paulus se lewe nie. Hierdie is 'n ander Tarsis. Van die Bybelboek in die Ou Testament praat oor hierdie stad Tarsis. En ons lees onder andere in Kronieke en ook in 1 Konings van Tarsis. Ek weet nie wat jy weet van Tarsis nie. As daar in die Ou Testament wêreld, as daar gepraat was van die uithoeke van die wêreld, het mense gedink aan Tarsis. Dis ver. So hy wil so ver as moontlik wegkom. Hy wil nie net wegkom van hierdie roeping nie, hy wil wegkom van God. 2 keer in daai vers, het jy dit opgelet? 2 keer in die vers sê hy wil vlug weg van die Here. Die eerste eeuse mens, as hy hierdie storie gehoor het, as hy dit gelees het, en dalk is sy reaksie soos jou en my reaksie, wat hy dink, weg van die Here. Daar is geen plek waar ons kan gaan, waar God nie is nie. Kan ek dit weer sê? God is oral. Daar's geen plek waar ons kan gaan, waar God nie is nie. Hy's oral, hy vul hierdie aarde met sy teenwoordigheid. Maar Tarsis was gesien as die venster tot die res van die wêreld. Tarsis was bekend gewees, as jy in die Ou Testament lees, Kronieke Konings, vir eksotiese produkte. Onder andere goud is verkoop uit Tarsis. So skepe het gereeld gegaan na Tarsis. Dit was 'n stad gewees van moontlikhede en van geleenthede. As jy 'n oorbegin gesoek het, het jy gegaan na Tarsis. En daarom klim hy op hierdie skip op soek na 'n nuwe begin. So ver as moontlik van die bekende, en hy dink hy kan wegvlug van God. Maar sy weerstand het meer redes. En hoe meer ek dink oor sy weerstand, besef ek maar, die redes vir sy weerstand is baie keer die redes vir jou en my weerstand as die roeping van die Here na ons toe kom. Ek kan dink aan 2 groot redes, voor die hand liggende redes. Hierdie was 'n groot opdrag wat die Here vir hom gegee het. God praat met hom oor hierdie stad Nineve, en die een byvoeglike naamwoorde wat die Here self gebruik vir die stad is, hy sê, dis 'n groot stad, ek stuur jou na die groot stad Nineve. Teen die einde van die boek Jona, daar's net 4 hoofstukke, gaan lees hierdie boek. Net 4 hoofstukke, teen die einde sê die boek vir ons, daar's ongeveer 120.000 inwoners in hierdie stad. Dis baie mense. Ons weet, uit ander gedeeltes in die Ou Testament, dat Jona kom uit 'n baie klein dorpie uit. Ongeveer 3 kilometers van die klein dorpie Nasaret. Klein dorpie. Ek het probeer dink aan 'n klein dorp om ons. Ek dink dadelik aan Charleslee. Klein dorp. Kan jy dink, as ons nou moet dink, dat Jona sy hele lewe groot geword het, dalk in 'n klein dorp soos Charleslee, paar strate, pragtige kerk, 1 keer 'n jaar, lekker groot bazaar, 'n paar strate. En God kom na hom toe en sê vir hom, ek stuur jou na die middestad van Johannesburg. Die groot roeping, groot stad.
Wat sê jy ervaar? Dadelik sê jy dalk ervaar, maar Here, ek ken nie die stad nie. Ek ken nie die kulture daar nie, Here. Ja, ek lees, dis baie gevaarlik om in die middestad te beweeg. Ek hoor van stories van die middestad. Ek weet nie hoe dink die mens van die middestad nie. Ek weet nie hoe werk die mens van die middestad nie. Here, ek voel oorweldig. Dis 'n groot roeping. En baie keer kom God na ons toe en dit voel vir ons oorweldigend. Dis 'n groot roeping, Here. Dan moet 'n beter opsie wees as ek. Dan moet iemand wees wat meer gekwalifiseerd is as ek. Hierdie ding voel vir my net te groot. Dis oorweldigend. En ek het weerstand. Maar dit was nie net 'n groot opdrag nie. Hierdie was ook 'n lewensgevaarlike opdrag vir Jona. Wie was die mense van Ninive? Ninive, die hoofstad van die Assiriese ryk. En vandag Irak. Hierdie was Naam, die Ou Testament boek Naam skryf van Ninive. Hy noem hom die hoor hierdie beskrywing van hierdie stad, die bloedbevlekte stad, en hy's bankrot. Hy's bankrot in sy waardes. Dit was 'n stad gewees, mense gewees wat brutaal was, wat bloeddorstig was, wat bekend was vir geweld. Hulle sou 'n stad inval, hulle sou die vroue gevange neem, die kinders vermoor, die leiers onthoof, hulle koppe plaas op houtpale en buite die stad plant om vrees aan te wakker in mense. Hulle sou mense gevange neem en in hokke aanhou. Hulle sou jou dwing om na iets te luister soos Kid Darren se oorwurm of so hop hop spinnekop vir ure, 24 ure 'n dag. Hierdie mense die kuns van marteling vervolmaak. Brutaal. Jona is bang vir die mense. Jona haat hierdie mense. Dis een skrywer, kinderboek wat as volg die volgende verwoord, hy skryf die woorde oor die boek Jona, hy som die boek Jona as volg op, hy sê, God says to Jonah, would you go to preach, would you go to reach the people of Assyria? For you fit my criteria. Jonah says to the Lord, I would not go there in a boat, I would not go there in a float, I would not go there in a gale, I would not go there in a whale. I do not like the people there. If they died, I would not care. I would not go to that great town. I'd rather choke. I'd rather drown. I will not go there by land or sea. So stop this talk and just let me be. Ek wil nie gaan, Here, die weerstand in hom. Daar's soms 'n innerlike weerstand. Daar's soms 'n uiterlike weerstand in ons lewe. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Ons leer ons kinders soms hierdie uitgestelde gehoorsaamheid. Wat sal ons sê as hulle klein is en hulle wil nie luister nie? Ek gaan tot 3 tel. 1, 2. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. En hierdie spoel soms oor in ons verhouding met die Here. Wat is geestelike volwassenheid? Geestelike volwassenheid is nie Bybelkennis nie. Kan ek dit vir jou sê? Bybelkennis is wonderlik. Maar jy kan die Bybel ken en geestelik onvolwasse wees. Geestelike volwassenheid word gemeet aan gehoorsaamheid. Hoe langer tyd spandeer word tussen 'n roeping van die Here, 'n opdrag van die Here en gehoorsaam wees aan hierdie roeping, dui ons geestelike volwassenheid aan. 'n onvolwasse geestelike persoon lewe met 'n groot gaping tussen 'n opdrag van die Here en gehoorsaamheid. Maar wanneer ek geestelik volwasse is, kom die roeping van die Here na my toe. Dis alledaags. Dis moeilik, maar ek's gehoorsaam. Kan ek jou weer vra vandag? Is daar 'n weerstand? Is daar 'n weerstand in jou? Hierdie was 'n groot opdrag, dis 'n lewensgevaarlike opdrag. Maar ons sien, as jy die boek lees, daar's 'n dieper liggende vrees by Jona.
En Jona verklap dit teen die einde van die boek. Hy sê, Here, kom ek wees eerlik. Ek ken u karakter. Here, ek weet u is 'n liefdevolle God, 'n genadige God. Ek is bang, u gaan hierdie mense vergewe. Hierdie wrede mense, hierdie bloeddorstige mense. Ek is bang, u gaan hulle vergewe, genadig wees en vir hulle 'n nuwe begin gee. Ek sien nie kans vir dit nie. Daar's 'n weerstand. Hierdie weerstand van Jona het nie net 'n impak op sy lewe nie, maar ook 'n impak op mense rondom hom se lewe. En dis die volgende hoofgedagte wat ek jou wil noem, dat elke besluit wat jy en ek neem, het 'n rimpel-effek. Of ons besluit om gehoorsaam te wees aan die Here, of ons besluit om ongehoorsaam te wees. Dit het heel eerstens 'n effek gehad op sy lewe. Wanneer jy gaan lees oor Jona se lewe, veral hoofstuk 1 kyk, dan kom jy agter daar's een woord wat sy lewe opsom. Dis die woord af. Keer op keer word herhaal oor die besluite van Jona. Kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde. Jona is af na Joppe. Hy klim op die skip en hy gaan na die laagste deel. Hy gaan af in die skip, na die laagste deel van die skip. Jy ken sy storie. Hy word oorboord gegooi en hy gaan af in die water. Hy bevind homself op die bodem van die see. Af. Nou klink dit vir my so reg soos 'n Kerdern liedjie is ons. Af. En dis wat ons sien, die impak van Jona se besluite. Maar die impak van sy weerstand en van sy besluite is nie net op homself nie, maar dis ook op die mense rondom hom. Hoofstuk 1 sien ons veral die mense wat saam met hom is op die skip. Ons lees daar dat God stuur 'n storm. Die 53 vertaling sê, dis soos 'n wind wat God gewerp het op die see. Die woord wat hy daar gebruik, die Hebreëse woord wat hy gebruik, is soos iemand wat spies gooi. God gooi hierdie wind op die water, op die see. Daar's hierdie geweldige storm. En hierdie matrose, wat bekend is met water, wat bekend is met reis op 'n skip, is vreesbevange. Die skip is besig om uitmekaar uit te breek. Hulle begin die vrag oorboord te gooi. Kan nie dink, dit wat hulle nodig het, die hulpbronne wat hulle nodig het om te oorleef. Hulle is bereid om dit te laat gaan. Hulle vrees vir hulle lewens. En dan sê die Bybel, hulle is heidene, en elkeen van hulle begin te bid tot hulle eie God, want hulle is in die moeilikheid. Wat 'n prentjie! Dat die heidene is besig om te doen wat die profeet van God eintlik moet doen, om te bid. Waar is die profeet van God? Hy's af, op die onderste gedeelte van die skip. Hy wil weghardloop van God en van hierdie opdrag van die Here. Die profetiese stem is stil. Ons is in die moeilikheid as die kerk van die Here se profetiese stem stil raak in 'n wêreld wat storms beleef. Ons wêreld beleef storms. Ons hoef dit nie vir mekaar te sê nie. Daar's verhoudingsstorms, daar's politieke storms, daar's godsdienstige storms. Ons kan nie in 'n tyd van storms stil wees nie. Die wêreld het ons profetiese stem nodig. Dit herinner my as jong seun, nie groot geword in 'n kerk nie, en baie keer Sondagoggende was ons gewoonte gewees saam met my pa gery om die Sondagkoerante te gaan koop. Kan jy nog die koerante onthou? Elke Sondag het ons gery, die Rapport en die Sunday Times gekoop. Hier in Alberton gewoon. En ry ons terug huis toe, en ry ons verby die kerke. En een bordjie wat ek opgelet het, wat by al die kerke was, en ek sien nie die bordjies meer nie, maar die bordjie wat ek opgelet het gesê, kerk stilte. Kerk stilte. En ek het gewonder, hoekom moet ek stil wees as ek verby die kerk gaan? Is dit dalk bang dat die mense binne wakker gaan skrik? Ek weet hoekom daar 'n bordjie is. Maar is dit nie ook so die beeld van die algemene kerk soms nie? Dat ons stoepstil is in tye van storms. Dat ons soos hierdie profeet is wat besig om te slaap terwyl daar 'n storm aan die gang is. En hier's die ironie, die kaptein van hierdie skip kom na hierdie profeet en die kaptein wat 'n heiden is, moet die profeet wakker maak en vir hom sê, bid tot jou God. Bid tot jou God.
En die Here doen 'n werk op daai skip. Dat hierdie matrose kom tot bekering, en dit verwonder my, dat God is selfs aan die werk op die verkeerde skip in die teenoorgestelde rigting. God hou nie op met werk nie. Maar sy besluite, Jona se besluite, beïnvloed nie net sy lewe nie, maar almal om hom se lewe. En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik oor dit te dink. Kan ek vir 'n oomblik praat met ons paas? Ons paas wat so 'n invloed het op ons gesinne en ons families. Pa, jou besluite beïnvloed nie net jou lewe nie, maar jou gesin se lewe. En so kan ons elkeen vanoggend aanspreek. Jou besluite beïnvloed, het 'n rimpel effek op die mense om jou. God roep jou. Is daar weerstand? Of is ek op 'n plek waar ek sê, Here, ja, gebruik my. Ons ken die storie van Jona. Jona sê, ek is die probleem. Dis hoekom hier storm hier is. Julle moet my oorboord gooi. Die matrose sê, daar's nie 'n manier ons jou oorboord gaan gooi nie, ons doen nie dit aan mense nie. Maar hulle worstel in die storm. Dan sê hulle, okay, kom ons gooi jou oorboord. En hulle gooi vir Jona oorboord, en hulle weet nie of hy kan swem nie. Hulle weet nie hoe lank hy in die water gaan wees nie. Hulle gooi hom oorboord, God stuur 'n vis, en hierdie vis sluk hom in. En Jona bevind hom hier op 'n tussenin plek. Hy's nie dood nie, maar hy's nie lewend nie. Was jy al op so 'n plek gewees? Ons huwelike beland soms op so 'n plek. Dis nie dood nie, maar daar's nie lewe nie. Daar's nie meer passie nie. Ons verdra mekaar. Ons loopbane beland soms op so 'n plek, 'n tussenin plek. Ek het nie meer 'n passie vir wat ek doen nie, maar ek het die salaris nodig. Ons geestelike lewe beland soms op so 'n tussenin plek. Dis nie dood nie, maar dis nie lewend nie. En dis hier in hierdie vis waar Jona 'n gebed bid, en God ontmoet hom in hierdie vis. En dan lees ons in Jona 2 vers 2, hy sê, Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. In daai tussenin plek, hy sê, diep in die doderyk het ek hulp gevra, en U, Here, het my gehoor. God ontmoet ons ook op daai plek. En hy kom herinner ons, en hier is die finale gedagte vanoggend, dat hy's 'n God wat nooit ophou najaag nie. Hy het hierdie roeping, hy het hierdie liefde vir hierdie mense, hierdie wrede mense van Ninive, en hy sê, daar gaan niks in my plek staan om hierdie wil en hierdie roeping wat ek het vir hierdie mense, die liefde wat ek het vir hierdie mense, om dit omver te gooi nie. Jona vlug van Tarsis, en God stuur vir hom, God stuur 'n storm. Jona word in die water gegooi, en God stuur 'n vis. Kan jy agterkom, daar's liefde, die liefde van God vir hierdie mense. Hy sê, ek gaan sorg dat my boodskap van redding by hierdie wrede mense uitkom. Uiteindelik bevind Jona hom in Ninive, ek gee hooftrekke nou, en hy preek in Ninive, een van die kortste preke, seker opgeteken in die Bybel. In die Afrikaanse vertaling is dit 8 woorde. As ek dink aan hoeveel tyd ons spandeer om preek voor te berei in 'n week, dis ure, dis dae se werk. Jona kom, hy preek 8 woorde. Daar's nie 'n inleiding vir hierdie preek nie, daar's nie 'n slot van die preek nie, daar's nie 'n illustrasie van die preek nie. Hy preek 8 woorde, die kortste preek aangeteken in die Bybel, met die grootste impak. Daai hele stad kom tot bekering. God se liefde vir hierdie mense. Die mense kom tot bekering, en ons besef, daar's geen plek te donker vir God om nie te gaan nie. Daar's geen situasie te hooploos vir die Here om nie te red nie. As ons gaan na die Nuwe Testament, in Matteus 12 is Jesus aan die woord. Want dit is in Jona wat ons so bewus raak ook van die werk van Jesus Christus.
En Jesus gebruik hierdie storie van Jona as 'n beeld, en hy sê, net soos Jona vir 3 dae en nagte in die maag van die groot vis was, so sal ek die seun van die mens vir 3 dae en nagte in die binneste van die aarde wees. Hy gebruik die storie van Jona en kom sê vir ons, hy kom herinner ons aan die werk wat hy kom doen het. En ook vanoggend wanneer ons gaan saam nagmaal gebruik, waar ons ook vanoggend wanneer ons die druiwesap gaan neem en sê, Here, dankie vir die bloed wat vir my gevloei het, die liggaam wat vir my gebreek is. Dat ons herinner sal word dat hy is die God wat in die donkerste plekke ons sal ontmoet, die hopeloosste situasies ons ook kom ontmoet. As ek dink aan Jona en aan Jesus, het my gedagtes dadelik gegaan na 'n situasie waar Jesus saam met sy disippels ook in 'n storm was. En daar's soveel ooreenkomste met hierdie gebeurtenis van Jesus in die storm en Jona in hierdie storm. Ooreenkomste, maar ook verskille. Kom ons kyk daarna. Jona slaap en in hierdie storm is Jesus besig om te slaap. In Jona se storie, die kaptein maak vir Jona wakker, die disippels maak vir Jesus wakker. Die matrose vra aan Jona vra, maar die disippels vra aan Jesus vra. Die see is rof, die matrose roei, die disippels roei. Jona word oorboord gegooi, en hier is die verskil, en die storm bedaar. Maar Jesus spreek die storm aan, en die storm bedaar. Die matrose is verwonderd, en dan sien ons ook in Jesus se ervaring, die disippels is verwonderd. Maar Jesus kom wys vir ons, hy is amper die anti-Jona. Dat Jona kom en hy hardloop weg van die wil van die Here. Daar's weerstand. En Jesus kom uit die roeping van God en hy sê hierdie gaan moeilik wees, maar nogtans nie my wil nie, u wil. Hy hardloop nie weg van die roeping van die Here nie. Hy hardloop na die roeping van die Here. En vanoggend gaan ek jou nooi, ons gaan saam nagmaal gebruik. Die nagmaal wat juis praat oor Jesus, wat ja gesê het op God se roeping. Maar ek wil jou nooi om met 'n refleksievraag hierdie nagmaal vanoggend te gebruik. Here, waar staan ek ten opsigte van u roeping? Here, u roeping wat so prakties is, u roeping wat my roep vir alledaagse dinge, wat vir my soms maak, ek sien nie u raak nie, want dit is so alledaags, maar u roep my vir 'n lewe wat u koninkryk kom wys, ook hier op aarde, hier in Secunda, in Mpumalanga, in Suid-Afrika, die skool, die universiteit, die werksplek wat u my geplaas het. Hoe lyk jou weerstand? En mag ons vanoggend ook hierdie nagmaal gebruik met hierdie woorde. Kom breek weerstand af, Here. Ek wil nie weghardloop van die roeping nie. Ek wil dankie sê dat u lewe vir my gegee het en ek sê ja vir u wil, vir u roeping. Ek weet hoe jy my oë te sluit, dan bid ek vir ons saam. Here, dankie vir hierdie 4 hoofstukke in die Bybel wat gaan oor Jona, maar ook gaan oor ons. En ons kom agter hier's 'n profeet wat weerstand gebied het tot die roeping. Here, u het ja gesê. U het die lewe vir ons kom gee. U kom ontmoet ons op die donkerste plekke van ons lewe, die plekke wat hooploos lyk. En ek bid ook dat vanoggend terwyl ons hierdie nagmaal gebruik, mag ons ervaar dat u ons roep, Here. Mag ons dit duidelik hoor, u roeping. Mag ons ook gehoorsaam wees tot u roeping. Dankie vir u gehoorsaamheid. Kom en breek ook weerstand af in ons hart en ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.